Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 66. Ons sing daar verse 1, 6 en 7 tot eer van die Here.
Geliefdes, na die wet dan sing ons Gesang 75 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede en derde vers, Gesang 75. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, 1 Johannes 5 vers 12, ons sê hom baie duidelik, hy wat die seun het die lewe, wie die seun van God nie het nie die lewe nie. En nou hoor ons in Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Wat 'n wonderlike waarheid. En kom ons spreek die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here hier uit Psalm 16. En voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, U die Almagtige wat ons vanmôre as gemeente weer hier saambring, so gedring deur die Gees is ons hier vanmôre om na U woord te luister, om lof aan U te bring, al die eer en heerlikheid aan U te bring. U die alwyse, alwetende God, U die skepper God van hemel en aarde. Hoe klein en nietig staan ons nie voor U nie. Maar U wat vir ons in die genade aansien, U wat vanmôre hier deur die woord en Gees vir ons wil kom versterk, vir ons so in die geloof wil versterk. Here, en U wat deur die Gees so kragtig besig is met ons heilig maak, ook waar ons vanmôre hier saam is, so deel van ons heiligmaking. En dankie Here dat U sentraal staan. Dat alles oor U gaan, dat dit nie oor mense, oor ons hier gaan nie, maar U in die woord wat sentraal staan. En daarom Here vra ons, dat U vanmôre ons oor en ons harte sal open vir U woord. Daar waar ons so besig is in die week en elke dag, dan bring U vir ons hier tot 'n stilte, tot 'n rus en vrede om te luister. Ja, Here, U woord wat kragtig werk, U wat U woord deur die Gees kragtig gebruik. Ons wat in die woord hoor, dat die woord soos 'n rots is wat vermorsel. U woord soos 'n tweesnydende swaard. En daarom, Here, gee dat ons sal luister vanmôre as 'n gemeente. Dankie dat ons eendragtig kan saam wees, so in die gemeenskap van gelowiges. Hoe wonderlik om so mekaar ook aan te moedig. Vergewe asseblief al ons sondes. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.
Psalm 16, 'n gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het tot die Here gesê, U is my Here. Vir my is daar geen goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon. Want U sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in die regterhand vir ewig. Tot sover. Geliefdes, daardie vers 6, ons teksvers vanmôre. Luister mooi, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Dink jy vanmôre sommer met die lees, die interopslag, met die lees van hierdie vers. Ek kan my nie met hierdie woorde vereenselwig nie. Hoe kan ek? My omstandighede lyk dalk nie so goed nie. Hoe kan ek hierdie woorde van vers 16 dan sê? Maar ook om vanmôre vir jou te sê, Dawid, in die omstandighede waarin hy is, hy was op verskeie wyse natuurlik in gevaarsituasies. En juis met die skryf van hierdie Psalm was hy 'n swerweling, 'n banneling wat op vlug was vir sy lewe. En as sodanig het hy letterlik op hierdie stadium geen erfenis in die land gehad nie. Niks. Sy situasie was regtig maar mistroostig. Dink maar 'n swaard wat die hele tyd oor sy kop gehang het, Saul wat hom agtervolg het, 'n vlugteling in die vreemde. En daar in die vreemde natuurlik ook gedoen gekry met die goddelose, met die heidene. Hulle wat die afgode gedien het. Ook hulle het natuurlik vir Dawid 'n groot gevaar ingehou. En daarom uit die staanspoor hierdie wonderlike versigtiging wat sy diepe afhanklikheid teenoor die Here vir ons uitspel, daardie versigtiging, vers 1 as hy sê, bewaar my o God, want by U skuil ek. Soos hy en die wat natuurlik saam met hom gevlug het, voortdurend moes vlug, moes hulle telkens gaan wegkruip plek soek. Hulle moes kort gaan skuilings soek teen die gevaar, teen natuurlik die verskriklike natuurelemente. Maar ook dit, my broer en suster, kon deur die vyand uitgesniffel word. En daarom besef Dawid, dis net hierdie almagtige, alwetende God wat hom kan help, wat vir hom die veiligste skuilings kan bied teen die vyand. En dit vertel vir ons van sy vertroue in die Here.
'n geweldige vertroue in die almagtige God, en daarom, my broer en suster, kan hy uit sy hart kom getuig, dit kom werklik uit sy hart uit, hy sê dit nie maar net nie. Uit sy hart uit, vers 2, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Dit vertel vir my en jou mos van Dawid se geloof en vertroue in die Here. En het hy mooi saam gelees, as hy die Here aanspreek, dan sê hy nog steeds, U. Wat vir my en jou vertel van die eerbied, die respek wat hy vir die Here, die ontzag wat hy vir die Here het. My broer en suster, dan kom hy ook en hy sê, my Here, my. Hoor jy daardie persoonlike verhouding wat hy met die Here het? 'n innige omgang met die Here. Hy het nie maar soos baie mense wat die Here maar net daar ver af iemand is, en daardie iemand moet my dan so af en toe help as ek in die nood is. Daar's geen sprake van 'n oppervlakkige, verlangse kennis van die Here nie. Elke dag, elke oomblik leef hy in diepe aanbidding, in diepe afhanklikheid teenoor die Here. En daarom, my broer en suster, sê hierdie psalmdigter, hy het ook 'n behaag. Hy het 'n behaag in die heiliges, in die gelowiges. Hulle wat hulle werklik in die geloof afsonder, weg van die gewoontes en die gebruike van die ongelowige afgodsaanbidders. Hy het 'n behaag in hulle wie se geloof en vertroue in die lewende God is. Saam met hulle wil hy 'n pad stap. Hoe wonderlik, iets vanmôre saam met my bely toe ons die 12 artikels gespreek het. Ek glo onder andere in die gemeenskap van die heiliges. Daarom dit beteken vir ons so baie om binne hierdie gemeenskap van gelowiges saam te wees, eendragtig saam te wees, God saam te aanbid en te loof en te dank. Hierdie innige gemeenskap is kan 'n mens verduidelik as soos 'n hoop warm kole wat bymekaar is om vuur en hitte te gee. Om mekaar warm te hou in die geloof. Sodra een koeltjie wegrol en wegskuif, dan word hy ijskoud, hy word as. Sien nie hoe belangrik is dit om saam te wees so in die gemeenskap van gelowiges, om saam te staan, mekaar aan te moedig, aan te help in die geloof, vir mekaar om te gee, werklik vir mekaar te bid. Bid vir al die gelowiges dwars oor die wêreld. Daarom sê Dawid, hy wil niks met hierdie afgode dienaars te doen hê nie. Hy wil nie by hulle wees wat hulle guns by ander gode en afgode soek nie. Vers 4 sê baie duidelik, ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet. En dan verwys hy waarskynlik na een of ander heidense seremonie waar die bloed van verslaane vyand so aan die afgode geoffer is. Hy sal die name van hierdie gode en afgode nie oor sy lippe neem nie, en hulle nie vereer. Hy verwerp hulle totaal en al. En kom hier agter, en dis belangrik vir ons in ons dag ook, daar is geen kompromie met die ongelowige of die afgode nie. Geen sprake van kompromie. Onthou jy nog wat Israel se groot probleem was? My broer en suster, is juist die sinkretisme, die baster godsdienst, 'n bietjie van God en baie van die afgode.
Dis maar so baie mense in vandag se tyd ook leef. Hulle is so geneig daartoe. En daarom waarsku Paulus daar in Romeine 12 vers 2, hy sê baie duidelik, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig. Broer en suster, en hoewel die psalmdigter afgeskeie is van hierdie afgode dienaars, is hy nie alleen en eensaam nie. Want die Here is deel van sy erfenis. En omdat die Here deel is van sy erfenis, is hy baie gelukkig, hy's dankbaar, hy's tevrede. Die Here gee aan hom die beker, die seën van vreugde en vrede. Vers 5 sê daar, U onderhou my lot. Bedoelende daar, U onderhou my lewe. Iemand onthou, deur die lot is 'n erfenis so aan erfgename toegewys destyds. En daarom word hier van lot gepraat. En dit verskil baie duidelik van noodlot. Hoe baie hoor ons nie daardie woordjie vandag in hierdie lewe, in die wêreld nie, die noodlot. Die noodlot bepaal kwansies mense se lewens. So baie mense vandag behep met die woordjie noodlot. Om kwansies te sê, die noodlot het nou sê oor my lewe. Daar's maar net een wat te sê oor my en jou lewe het, en dis die lewende God. En nou weet ons, destyds is die gronde met meetsnoere of meetlyne afgemeet. En nou is dit vir Dawid, hierdie toebedeelde deel wat hy ontvang het, is vir hom mooi. Omdat die Here in die eerste plek sy erfenis is. Maar die Here is nog baie meer. Hy beskik ons lewe. Hy is in beheer daarvan. Hy seën ons met die Heilige Gees in ons lewe. My broer en suster, hy gee aan ons sy kerk, die kerk, sy huis, 'n aanbiddingsplek. Hoe wonderlik. En soos ons net nou gesê het, hy gee vir ons die gemeenskap van gelowiges. En daarom, my broer en suster, en baie duidelik staan dit vir ons daar in 1 Timoteus 3 vers 15, 'n gemeente, die kerk van Christus, is 'n pilaar en grondslag van die waarheid. En dis die toets van vandag. Die waarheid van die skrif moet die pilaar en die grondslag van 'n gemeente van Jesus Christus wees. En die Heilige Gees, wat die Gees van waarheid, wat daardie waarheid van die skrif in ons harte bring. Die kerk, Jesus Christus se kerk, is deel van ons erfenis. My broer en suster, hoe durf ons dit verwaarloos? Hoe kan so baie lidmate die gewoonte hê om die erediens Sondag ook mis te loop? Hebreërs 10 vers 24, die gewoonte hê om die onderlinge byeenkoms te versuim. Hoe? Om hier in die kerk te kom, is te kom buig voor die hemelse Vader, om vir hom te kom dankie sê. Hoe kan ek daardie geleentheid verbeur? En hoe wonderlik, hy seën ons met sy woord, die Bybel. 2 Petrus 1 vers 19, luister mooi na hierdie woorde. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle hart. Hoe wonderlik die woord van God. Daardeur die woord van God gaan die lig op in 'n duister hart. Kom die môrester Jesus Christus in my hart. En hoe wonderlik seën hy ons met sy woord. My broer en suster, ek en jy wat 'n Bybel het. 'n Bybel wat die Here voorsien deur sy Gees.
'n Bybel wat ek en jy in ons taal kan lees en verstaan. Hoe wonderlik. Maar hy gee vir ons, hy seën ons met sy liefde en sy genade. Hy gee vir ons 'n lewe met ontelbare seëninge. Hy gee vir ons kos. Hy gee vir ons klere. Hy gee vir ons 'n dak oor ons koppe. Ek wonder hoeveel mense vra nog om die seën van die Here voor hulle gaan eet daar in 'n etenstafel. Maar hoe baie kry 'n mens deesdae? Ons sit nie meer aan 'n etenstafel nie. Daar waar ook boeke gevat is. Ook daar in plekke waar ons gaan uit eet. Of as baie mense te skaam om daar ook vir die Here dankie te sê vir daardie kos. Ontelbare seëninge. Ons besittings, ons kinders, ons kleinkinders, gesondheid, krag, geloof. En ek kan nog en nog opnoem. Dit alles kom uit die Here se hand uit. En daarom my broer my suster kan ons uitroep, ek en jy in dankbaarheid uitroep. Dankie Here, ons erfenis is vir ons mooi. Elkeen van ons ontvang 'n lewe wat deur God se meetsnoere afgemeet is, 'n lewe van geboorte tot sterwe. Dit alles, my broer en suster, na sy soewereine wil. Hy gee gawes, hy gee talente volgens sy wil. Maar nou weet ons ook, hierdie aardse lewe is nie volmaak nie. 'n Lewe na die sondeval is nie meer 'n paradyslewe nie. Daarom is daar ook in hierdie lewe beproewings. Ons ervaar dit elke dag. Maar dit het ook 'n doel. Ook dit versterk ons in die geloof. Dit louter ons geloof. Dit bring nederigheid in ons harte. Dankbaarheid in ons harte. Dit maak dat ons ook sterk word in die geloof. Maar soos ons is en ons ken onsself, ons is baie keer so ontevrede, so onvergenoegd. Ongenoeg met dit wat ons nie het nie en ons streef na dit wat ons nie kan kry nie, terwyl ons so baie het om voor dankie te sê. Broer en suster, natuurlik moet 'n mens gaan werk met die gawes wat die Here vir ons gee. Ons mag nie lui wees nie. Maar dikwels is ons so jaloers oor dit wat ander het, terwyl ons vergeet wat ons wel het. Dawid wat verder kan getuig, so baie dinge om voor dankbaar te wees. Dawid kan sê, die Here is my raadsman. Weereens vertel dit van hierdie wonderlike verhouding, hierdie innige verhouding wat hy met die Here het. So om hom in gebed te nader, sy toevlug te neem tot hierdie almagtige God. So baie mense vandag, en 'n mens hoor dit so baie, wat maar volhard in hulle eie willige hardkoppigheid. Hulle neem links en regs besluite sonder om die Here bidend te nader. En daarom vanmôre ook die vraag, is die Here werklik jou raadsman? Dalk sê hy maar net so, is hy werklik dit? Of is die eie ek die groot baas wat op die troon sit? Dawid wat verder gaan en sê, hy kan in die nag rustig wees. In die nag wanneer dit stil is, kan hy tot die Here besin. Hy kan alles herkou. 'n Geleentheid om met die Here te praat. Ander woorde, op hierdie lewenspad is die Here, loop hy saam met Dawid. Dis die belangrikste vir hom. Maar meer nog, as 'n mens hier luister, dan hoor jy daardie vertroue dat die Here ver vooruitgaan, voor Dawid uitgaan. Die Here is sy beskerming, hy is sy beskutting, sy sterkte. En hy smaak gedurig daardie alomteenwoordigheid van die Here. Hy leef onder die beskermde hand van God. My broer en suster, belangrik om vanmôre ook te sien, Dawid
het nie vergeet van die realiteit van die dood nie. Ek en jy leef ook in 'n lewe, mense sterf steeds. Ek en jy sal sterf. Dawid wat baie mense op die slagveld sien sterf het. Ek dink maar aan Jonathan, sy boesemvriend. Ek dink aan sy eie seun Absalom. Maar so is sy vertroue steeds, al sterf hy soos al die mense wat hy gesien sterf het, hy weet dat die Here vir hom uit die doderyk sal verlos. En so in die lig van die Nuwe Testament spreek hy, is hier ook 'n profetiese woord, 'n dieper betekenis. Profeties sien hierdie psalmdigter die oorwinning van die dood deur ons Here Jesus Christus. 'n Lewe in Christus, 'n lewe met die lewende God is al hier waar ek en jy is, en waar ons 'n alledaagse lewe voer, is dit al reeds 'n ewige lewe. En die dood kan geen verandering daaraan bring. Christus het die dood oorwin. Oorwin deur sy opstandingstriomf. Die verlossing van Jesus Christus bring vir my en jou 'n erfenis wat mooier, wat heerliker, wat saliger is as enige aardse materiële erfenis. Jesus Christus wat opgestaan het uit die dood is ons lewende hoop. 1 Petrus 1 vers 4. Luister mooi, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word. God meet deur sy meetsnoere van genade en liefde vir ons so baie meer af, my broer en suster, as net hierdie aardse lewe. En daarom kan ons saam met Dawid sê, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons wil so saam met die psalmdigter dit sê, want as ons so kyk na ons lewe, dit wat ons oor gepraat het, en ons kan nog soveel meer, oneindig meer byvoeg, wat ons alles kan beamoen. Ja, Here, U is vir ons goed. En deur die Gees dring U vir elkeen van ons tot 'n diepe dankbaarheid. Dankie Here vir hierdie lewe. Dankie vir 'n lewe hierna die dood, wat U vir ons as gelowiges in Christus gee. Dankie Here vir U woord. U woord, die Bybel, wat vir ons so baie beteken. Ons vra Here dat U ook sal wees met hulle wat so U woord dwars oor hierdie wêreld verkondig. Die Bybel op alle wyse versprei in soveel lande dwars oor hierdie wêreld. Ons bid in besonder vir die Gideons, dat U hulle werk sal seën. Dat U vir hulle ook elkeen wat daarin bedrywig is, ook die krag sal gee en die moed sal gee om aan te hou. Om aan te hou, om U woord te versprei. En dankie Here dat ons weet dat niks en niemand U woord kan keer nie. En dat die harte deur die Gees daarmee omkeer. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Geliefdes, Gesang 288 vers 4 en 5, vers 5. Die Gees wat vir my en jou dring tot dankbaarheid.
en 'n dankbaarheidslewe. Ons wil U wy ons hele lewe, U volg waar U ons ook mag lei. Aan U, o Here, hoog verhewe en aan U diens steeds toegewy. Spreek deur ons woorde, rig ons dade. Volleinder gee dat deur U krag die heerlik werk van Gods genade in ons volbring word dag na dag. Kom ons sing vers 4 en 5 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.